Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus en wat 'n voorreg weer eens om oor Hooglied te praat en is vir my so wonderlik om al hierdie dinge te lees en te aanskou en hoe die Here met hierdie vrou werk en hoe hierdie koning met hierdie vrou werk. Nou ons het laasweek gepraat van die berg Amana. Nou gaan ons 'n bietjie verder van die top van Sener. Nou Sener beteken Snow Mountain en beteken ook 'n plek van waar jy kan sien en in oënskou neem of waarneem. Dit is dus 'n hoë piek waarop ons moet wandel en alles vanuit 'n hemelse oogpunt aanskou. Dit beteken ook dat ons alles vanuit 'n hemelse perspektief moet beoordeel. Soos byvoorbeeld, iemand gaan deur baie moeilike omstandighede, ons voel jammer vir hom en wil daardie persoon net uit die moeilike omstandighede uithaal. Soms is dit 'n vleeslike optrede. In ons vlees wil ons net almal van hulle probleme verlos, maar dit kan 'n vleeslike siening wees. 'n Hemelse oogpunt is die Here nie besig om Christus in hulle te vorm nie. Nou lyk, soos wat Hebreërs 12 vers 11 sê, nou lyk elke tugtiging, of het op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. En ons moet hierdie skrifgedeelte onthou as ons vir mense bid en met mense praat. God soek daardie vredevolle vrug van geregtigheid in ons lewens. Hy is die maker van daardie nuwe skepsel. Hy skep daai nuwe skepsel. Hy herskep hom en ons kan nie vir hom vra, wat doen u nou nie? Ons moet elke situasie deurbid vanuit die bergtop van Sener. Met ander woorde, vanuit 'n perspektief, 'n hemelse posisie en by die Here hoor wat ek moet bid. Ons moet nie net bid dat die probleme moet weggaan nie, maar wel dat die Here sy lewe in die persoon sal vorm tydens die moeilike situasie waarin hy hom bevind. Want dit is gewoonlik die rede hoekom die Here toelaat dat ons deur sulke omstandighede gaan. Dit is sy leerskool om Christus in ons 'n gestalte te laat verkry. Ons moet 'n oorwinnaar word oor die omstandighede. Die omstandighede moet nie verander nie, maar ons moet verander in die omstandighede. Want ons moet oorwinnaars word oor alle omstandighede. Kom ons som op wat Paulus sê, Efesiërs 4 vers 13, wat sê hy? Hy sê, ons moet kom tot 'n volwasse man tot die mate van die volle grootte van Christus. Met ander woorde, ons moet mooi kan onderskei of die Heilige Gees nie besig is met hierdie gebede van Paulus in mense se lewens nie, want deur omstandighede word ons denke ook vernuwe. Efesiërs 4, 22-23 sê, ons moet vernuwe word in die gees van ons gemoed. Met ander woorde, Paulus sê dat ons denke vernuwe moet word. Efesiërs 1 vers 18 sê, Paulus bid dat ons sal kry, wat bid hy en waarvoor bid hy? Verligte oë van ons verstand, met ander woorde, openbaring, dat ons openbaring sal kry, sodat ons kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom, die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Nou die hoop van sy roeping is die Vader se hoop, is dat Christus in elke een gevorm word. Dit is sy hoop en dit is ons primêre roeping. Galasiërs 4 vers 13, Paulus bid, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle 'n gestalte verkry. Paulus is in barensnood. Hierdie is so belangrik. Dis die enigste iets wat ek lees dat Paulus in barensnood oor was. Hierdie is van die gebede wat Paulus vir die gemeentes gebid het, want dit is die hart van die Vader, dit is sy hartklop, dit is sy grootste begeerte dat sy seun in ons lewens 'n gestalte sal verkry. Ons moet vanuit die berg Sener, vanuit 'n hemelse perspektief na mense kyk, deur die oë van die Heilige Gees, sodat ons kan weet waarmee God besig is in mense se lewens en nie net sommer om hulle uit omstandighede te wil uitbid nie. Dit is wat Sener beteken. Dit beskou die omstandighede vanuit 'n hemelse perspektief.
As ons elke moeilike situasie wil wegbid, gaan ons kragtelose, emosionele babachristene kweek. Ons moet bid dat hulle Jesus in daardie situasie sal raak sien en sien hoe hy hulle daardeur gaan vat. So gaan hulle hom leer ken. Dis baie belangrik. So leer ons hom ken. Nou kom ons by die volgende bergpiek en van Hermon. Die berg Hermon staan vir oorwinning. Ons moet staan in die oorwinning wat alreeds by die kruis behaal het. Die Jesus het gesê, toe hy sy asem uitgeblaas het, dit is volbring. Nou ons gaan eers die volgende gedeelte behandel, dan gaan ons weer terugkom na hierdie bergpiek Hermon. Van die leeplekke van die leeu's, van die berge van die luiperds, om op die bergtoppe van Libanon te loop en uit te kyk vanuit die uitkykpunte van Amana, Sener en Hermon, kan ons nie help om 'n onverwagte ontmoeting by die leeplekke van die leeu's en by die berge van die luiperds te hê. Efesiërs 6 vers 12 sê, word ons gelei, ons word in Efesiërs 6 vers 12 gelei na die hemelse sfeer, waar ons kan sien dat dit presies die plek van die vyand is, en dat dit 'n werklikheid is, en dat hulle operatief is, hulle werk, hulle is besig, die vyand is altyd besig, hy wil ons altyd mislei, en allerhande goed ons by ons tuis bring, wat leuns is, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. As ons in die gees lewe, sal ons ook met die vyand te doen kry. As ons in die gees lewe, is dit ook 'n godvrugtige lewe, en Paulus sê, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. 2 Timoteus 3 vers 12 sê, dit is, ek meen, dit is wat in 2 Timoteus 3 vers 12 staan. Dit is ook hier waar die Here wil hê, ons moet wandel om vestings neer te werp en oorwinning te bewerk deur sy krag op die berg Hermon. Ons moet deur sy krag word aan ons toevertrou, en daarom moet ons vestings neerwerp. Aangaande die leeu's sê die skrif dat ons nie bang hoef te wees vir sy gebrul nie. Die vyand se werk is om jou bang te maak en te ontstel. Die leeu's brul en die luiperds wil verslind, maar in Christus is ons veilig. As ons kan opsom, sal ons dit soos volg doen. Kom ons kyk 'n bietjie daarna, dan kyk ons as ons miskien so 'n bietjie kan saamvat. Sy het haar natuurlike identiteit ontdek in hoofstuk 3, vers 6 tot 10. Daarna het die koning vir haar vertel hoe mooi sy is, deur haar te beskryf. Haar oë, haar hare, haar tande, haar lippe, haar mond, haar slape, haar hals, en nog meer, en vertel haar wat dit alles vir hom beteken. Omdat sy in haar nuwe identiteit loop, waarsku hy haar en berei haar voor wat nou met haar kan gebeur. So hy vertel haar, jy loop nou in hierdie autoriteit, en jy het jou nuwe identiteit ontdek, en dit bring autoriteit. Nou weet die vyand, hy sien ook wat gebeur. Omdat sy in die gees leef, wandel sy nou op hierdie 3 bergtoppe. Amana, wat beteken amen, laat dit so wees, glo sy alles wat hy vir haar gedoen het, sy maak dit eie aan haar, dit is haar identiteit. Op Sener beskou sy alles vanuit 'n hemelse perspektief. Paulus sê in 1 Korintiërs 9 vers 26, ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Paulus het onderskeiding en openbaring gehad wanneer hy mense bedien. Hy weet wat die Gees sê en wat die Gees doen. Hierdie maagd het ook hierdie onderskeiding en openbaring ontvang. Sy weet wat die Gees sê en sy ken die weë van die Here. Psalm 103 vers 7 sê, hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Luister mooi. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak. Moses het die weë van die Here geken, maar Israel, die kinders, het sy dade gesien. Maar die Here wil aan ons sy weë bekend maak. Hermon beteken oorwinning. Ons loop in oorwinning en die duiwel loop nie oor ons nie. Nee, ons neem autoriteit oor hom, want ons is die draer van Jesus Christus. En
sy weermag is ook ons weermag. Dit is hier waar ons vestings neerwerp en strongels identifiseer en verbreek. Dit is wat gebeur op die berg Hermon. Maar hier op die bergtop Hermon is waar jy met die vyand te doen gaan kry, face to face. Hier gaan jy sy felle aanvalle beleef, want hierdie 3 bergtoppe is soos die leeplekke van die leeu's, die duiwel in al sy glorie, demone en boosheid. As jy nie jou nuwe identiteit in Christus opneem nie, sal jy telkens verslaan word deur leuns en aanvalle en aanklagte en jy sal dit glo en nederlaag ly. Die vyand kan jou fisies aanval en as jy nie weet dat jy in Jesus se beskerming is nie, gaan jy vrees en hy sal die oorhand kry. Ek het al van baie mense gehoor wat in die nagte teen hulle bed vasgedruk was sodat hulle nie kan asem kry nie. Dit het ook al met my gebeur. Maar as ons nie weet dat ons onder sy beskerming is nie, sal ons vrees en hy sal die oorhand kry. Wanneer die duiwel jou nie meer tot struikeling kan bring nie, is hierdie sy taktiek. Maar ons hoef nie te vrees nie, want ons ken ons identiteit en ons weet dat ons beskerm word deur Jesus Christus en sy weermag. Goed, kom ons kyk nou na hoofstuk 4 vers 9. Dit is so kosbaar wat hy nou vir ons. Hy sê, u het my hart gesteel, my suster bruid. Hier noem hy haar my suster bruid. Sy is ook familie. Sy bloed vloei in sy are. Jesus se bloed vloei in ons are. En ons is ook sy bruid. U het my hart gesteel. Ons is in 'n nuwe bloedlyn gesit. Onthou net dit. Ons is in Christus se bloedlyn gesit met wedergeboorte. U het my hart gesteel met een straal van u oë, met een kettingkie van u halssieraad. Sien u, in hoofstuk 1, vers 10 en 11, het hy gepraat van haar mooi halssnoere, wat sy in die wêreld verkry het, en hy gaan dit afhaal. Hy het dit afgehaal, maar hier het hy vir haar kettingkies gegee, van u halssieraad. Kettingkies met silwer en goud, silwer verlossing, goud sy lewe. Dis ander kettingkies wat sy nou dra. En vir haar, is dit Christus se lewe wat sigbaar word en na buite toe skyn. Hoofstuk 4 vers 10, hoe skoon is u liefde, my suster bruid, hoeveel beter is u liefde as wyn en die geur van u salf as al die speserye. Die geur van u salf is beter as al die speserye. Daar is 'n geur wat sy afgee, wat net hulle kan ruik, wat ver gevorderd is op die pad na volwassenheid. Dis hoekom ek gesê het, daai toe hy die sluier oor haar gesit het, die vleeslike Christen en die wêreld verstaan jou nie meer nie. Daar is konflik tussen vlees en gees, altyd. Al is dit 'n Christen, as daar vlees in sy lewe, baie in sy vlees wandel, dan gaan hy jou nie verstaan nie. En dat daar sal altyd konflik wees. Maar hier, daar is 'n geur in haar wat geruik kan word alleen deur hulle wat ver gevorder is op die pad na volwassenheid. Sulke mense sal nader na die bruidegom toe kom en getrek word deur hierdie geur wat sy afskei. Hierdie geur is die geur van die Heilige Gees wat afgeskei word as gevolg van die salwing van die Heilige Gees waarmee sy gesalf is. Hierdie geur is beter as al die speserye. Is dit nie kosbaar nie? Is dit nie kosbaar? Is dit nie ons begeerte dat die Here vir ons moet sê dat dit is hoe ons is nie, hoe skoon is ons liefde, hoe skoon is ons liefde, en ons liefde is beter as wyn, en die geur van ons salf as al die speserye, en as hy vir ons sê, maar jy het my hart gesteel. Jy het my hart gesteel met een straal van jou oë, haar oë is nog steeds op hom gefestig, met een kettingkie van u halssieraad. Is dit nie kosbaar? Is dit nie wat ons wil hê nie? Kan ons nie voor die Here buig vanmôre en sê, Here, asseblief, bring ons daar uit, maak ons, vorm ons, dat ons nie sal teeskop en spartel onder sy kragtige hand nie, maar dat ons sal buig voor hom, want hy weet wat hy doen, en dat ons op daai operasietafel sal lê, stil, dat hy kan uitsny al die tentakels van hierdie ou lewe, dat net sy lewe oorbly. Kan ons nie voor hom buig en sê, Here, kom doen dit in my lewe nie. Kom bring hierdie transformasie in my, dat u tevrede is met my lewe.
dit is so kosbaar vir my, as ek dink aan waar hierdie vrou vandaan gekom het, en ek sien waar sy nou is, en hoe die Here haar vat, en hom al dieper in hom intrek. Dit is so kosbaar vir my, ek kan nie ophou om hierdie goed te lees, en dit te bepeins, en daarna te kyk nie, maar mag Jesus ons help. Kom ons vra vir die Vader, kom ons vra vir hom dat hy ons sal help, dat hy dit in ons lewe sal doen. Vader, ons kom na u toe, in hierdie dag, ons kom na u toe, en u hoor hierdie gesprek, u sien hierdie transformasie, u het vir Salomo hierdie lied laat skryf, want u het geweet, daar's 'n bruid wat u vir u seun wil gee, en daardie bruid is ons, en u het geweet, Here, die werking van daai bruid, dis hoe u aan daardie bruid gaan werk, om daai bruid te transformeer, dat sy vlekkeloos voor u seun staan, dat Jesus tevrede met haar sal wees, hierdie lieflike, pragtige bruid, wat u vir hom voorberei. Vader, ons bid, dat u sal aanhou met daai transformasie, dat u sal aanhou met daai openbaring wat u ons gee, dat ons sal besef, dat ons sal weet, maar dat u besig is in ons lewe, en dat ons nie sal teehou, en teeskop, en enige negatiewe gedagtes kry nie, maar dat ons sal weet, u is ons koning, en u is die een wat ons wil by daai punt bring, wat u ook vir ons kan sê, maar jy lyk vir my mooi. Ag Vader, ons aanbid u, ons prys u vir dit wat u doen, en ons bid dat u daarmee sal aanhou. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.